Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Iets wat ons dikwels vergeet, is dat wanneer God van jou verwag om sekere goed te doen met jou lewe, gee hy jou ook die krag om dit te doen. Voel dit vir jou of jy op hierdie oomblik van jou lewe op die rand van 'n kraan staan en dat jy enige oomblik gaan afval? Voel dit vir jou of jy nie een tree meer verder kan gaan? Vra jouself af, is dit nie dalk omdat jy op hierdie oomblik baie meer doen as wat God vir jou bedoel het om te doen nie? Jy sien, wanneer God sy plan vir jou lewe openbaar, gee hy jou ook sy krag om daardie plan te kan uitvoer. En een van die maniere hoe jy verseker kan weet jy leef God se wil en plan vir jou lewe, is dat jy gelei sal voel en nie gedryf nie. Wat is die verskil tussen om gelei te word teenoor om gedryf te word? As ons in God se plan stap vir ons lewens, word ons deur die Heilige Gees gelei. As ons in ons eie begeertes en vermoëns wandel, word ons gedryf deur daardie begeertes en vermoëns. Wanneer jy deur die Heilige Gees gelei word, beweeg jy in God se krag. Maar wanneer jy deur jou eie begeertes en vermoëns gedryf word, beweeg jy in jou eie krag. Daarom is daar so baie mense wat uitgebrand en moeg is, want hulle beweeg in hulle eie krag. Die Bybel sê in Sagaria 4:6, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Wanneer 'n mens deur die Heilige Gees gelei word, word jy nie meer deur die omstandighede gelei nie. Want jy maak dan nie meer staat op jou eie krag om al die punte van jou lewe bymekaar te hou nie. Want jy is dan afhanklik van God se krag. En God se krag is wat jy nodig het om op die einde van die dag aan die ander kant uit te kom. Here, vandag erken ek my afhanklikheid teenoor U. Ek is swak en feilbaar, maar U is almagtig. Help my om op die leiding van die Heilige Gees staat te maak en nie op my eie krag en vermoëns nie. Vul my ook met U genade en wysheid, sodat ek 'n lewe sal lei wat U sal eer en sal verheerlik. In Jesus naam bid ek dit.